Hallo almal, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie. Ons is besig om al meer van Christus se hoop te ontdek en ons ontdek dit deur die verhale van ander. So in Augustus maand gaan ons die vroue in die Bybel celebrate. Of kom ek sê eerder, net so 'n paar van hulle celebrate. Daar is seker omtrent so wat 50 van hulle in die Bybel wat nou impak het, of impak maak as ek dit so kan stel. Maar daar is net 11 wat die kans kry om iets te sê. En dit maak die hoeveelheid vroue om uit te kies so min. Maar terselfdertyd wens ek kon elke liewe vrou celebrate. In elkeen van hierdie verhale is daar iemand wat uitstaan. En dit is God. Hoe God teenwoordig is binne hierdie vrouens se lewe. Vir eeue het die vrouens in die Bybel al mense inspireer, bemagtig, om uiteindelik hulle lewens te laat aanraak deur God. En my gebed is dat julle ook in hierdie maand, nie net as vroue nie, maar as gemeenskap van gelowiges, mans en kinders, geïnspireer sal word deur vroue in die Bybel, maar ook vroue vandag. Die lewens van die vrouens help ons om deur hulle gawes ook ons eie gawes te ontdek. Gawes van vasberadenheid, geduld, deursettingsvermoë, geloof en moed. Dit help ons ook om God te ontdek en ons gawes deur die Gees te ontdek. Baie van die vrouens uit die Bybel het die tradisie van hulle tyd uitgedaag. Wel, elke een wat hulle mond sou oopmaak, het die tradisie van die dag uitgedaag. Hulle het onreg beveg. Hulle was waagmoedig. Hulle het gewaag om selfs lyding in sekere omstandighede te neem. Hulle het gewaag om kennis te versamel, wat vreemd was vir daardie tyd. En dan lees ons van soveel vrouens wat God gedien het, en in hulle vertroue in God, en in hulle lewenswandel, God verheerlik het. Deur hierdie vrouens sien ons God werk, hoe hy hulle gebruik om ons te leer en ook ons te seën vandag. Ons sal weer eens ook in hierdie tyd bewus raak van hoe God intiem betrokke raak by hierdie vrouens en so ook by ons. Daar is regtig indrukwekkende vroue in die Bybel. Kom ons dink nou maar oor Deborah, die rigter, Esther, die koningin. Hulle twee was leiers in 'n samelewing waar die vrou nie eers haar mond mag oopgemaak het nie. Daar was ook vrouens met buitengewone geloof waarvan ons lees, soos Miriam, Moses se suster, en Jesus se ma, Maria. Daar was ryk vroue waarvan ons lees, groot, invloedryk op die kerk van die eerste eeu. Dan was daar ook die arm weduwees, wat met hulle laaste bietjie meel 'n profeet wou versorg. Natuurlik was daar ook vrouens in die Bybel wat so bietjie ons wenkbroue laat lig of ons laat wonder. En dit is, ek dink byvoorbeeld aan die verhaal van Tamar, die Samaritaanse vrou. Maar ook hulle, juis hulle, het ons lewens kom aanraak. En dan sal natuurlik hierdie wat nou as die bose vrouens bestempel word. Die Jezebels en die dansende dogter van Herodias. Ja, daar is so baie stories waarna ek kan dink, ek wens ek kon hulle almal kies. Maar ek gaan net elke week 'n vrou uitsonder, tot die einde van die maand. Dink bietjie by jouself, in jou eie lewenservarings, jou lewe tot hiertoe, watter Bybelse vrou of Bybelse vrou se verhaal gee vir jou hoop? Gee vir jou juis hoop
in hierdie tyd. Ek wil sommer net weer vir 'n oomblik verwys na gister se erediens, wat gegaan het oor hoop. Die erediens van die 1 Augustus, wat gekom het uit Efesiërs 4 vers 3 tot 6. Die erediens het gekom uit Efesiërs 4 vers 1 tot 16, maar ek gaan nou net verwys na vers 3 tot 6. En as jy dit dalk gemis het, gaan gerus weer, jy kan kyk op ons Facebookblad, as die skakel nog daar, of vra vir my, en ek stuur vir jou die skakel na die aanlyn erediens. In Efesiërs lees ons, dat ons daarop moet toelê, om die eenheid wat die Gees tussen ons smee, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. En dan skryf Paulus, wat is die motivering om in hierdie vrede te lewe? En sy motivering is, daar is net een liggaam, net een Gees, en daar is net een hoop waartoe God ons geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, en een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, en deur almal werk, en in almal woon. Hierdie eenheid dryf ons om in vrede met mekaar te lewe, en om 'n lewenswandel te volg, wat in lyn is met God se wil. Uiteindelik het ons vir mekaar gesê, dat die Here God ons roep, om in vrede met mekaar te lewe, deur die hoop, wat ons in Christus ontdek. Die hoop wat slegs in Christus te vind is. Die gedagte dat ek en jy in tye leef, waar ons al meer na hoop soek, na hoop hinker. Is dit juis nou die tyd waar ons hoop in Christus moet vind? En in ons soeke na hoop, help die stories van die verlede ons, die stories van die Bybel ons, om daardie hoop te sien. Die vraag is, waar gaan soek jy hoop? Want die hoop wat daar in Christus is waar ek en jy, as kinders van God, behoort te begin soek. Christus se menswees is 'n hoopvolle menswees. Hy was 'n passievolle jong man, passievol in sy liefde vir God, passievol in sy liefde vir die lewe, passievol in sy vertroue in God, en passievol in sy uitreik na almal in nood. En ek wil weer uitlig dat Christus het na almal toe uitgereik. Hy het juis na die weerloses, die weduwee, ook in daardie tyd wat radikaal was, die nie-Jood gegaan. Hy het na verskillende groepe mense toe uitgereik, sodat ook hulle die hoop in God sou begin sien. In die afgelope tyd het ons baie verandering, onrustigheid en selfs angs beleef. En Sondagoggend op RSG, tydens die Sondagoggend joernaal, het Lisel de Bruin 'n onderhoud gevoer met Frederik Maree. Frederik Maree is 'n dosent by Stellenbosch Universiteit, maar ook 'n ongelooflike man van God. In my eie lewe 'n mentor. Frederik Maree het 'n pelgrimstog begin, die pelgrimstog van hoop. En ek hoop, dit was nou vreemd, maar ek hoop om eendag self hierdie pelgrimstog te kan loop. Maar wat ek hoor by Frederik oor hierdie pelgrimstog, is dat hierdie pelgrimstog mense help om nader te kom aan dit wat hulle angstig maak, om op 'n plek te kom waar hulle eie hopeloosheid gaan vind, en soos hulle stap, dan uiteindelik hoop vind in Christus. Die van julle wat dit dalk gevolg het, Ernst Grindling het 'n TV-reeks op Kyknet gehad, die Pelgrims van Hoop, en hy het 'n gedeelte van hierdie pelgrimstog gestap.
En hy het ook die woorde gebruik en gesê, om te loop gee hoop. Frederik Marais gebruik in sy onderhoud hierdie frase en hy sê, ons raak angstig en dit steel ons hoop. En dan gesels hy oor waaroor hy dankbaar is en dan sê hy, ek is dankbaar vir hoop wat dieper strek. Daardie hoop wat ons juis in Christus vind. As ons, hy sê ook in sy onderhoud, dat ons as gelowiges moet bereid wees om juist te loop of te gaan na 'n plek van hopeloosheid, ontmagtiging, sodat ons die hoop van God daarin kan ontdek. Want dit is wanneer ons self wil mag neem, wanneer ons hoop in onsself of in die wêreld of in die materiële dinge van die wêreld wil vind, dat ons al meer angstig raak, al meer moedeloos raak, terwyl God van ons verwag om ons hoop in hom te vind. Want hy roep ons as gemeenskap van gelowiges om daardie hoop te wees. So vind ek en jy ook in ons lewens vandag hoop in mense wat te midde van hierdie moeilike omstandighede uitstyg, passievol is in hulle drome. Ek dink sommer aan Tatiana Schoenmaker wat die goue medalje gewen het op die Olympics. Bianca wat 'n goue medalje gewen het. Dit het verstom my hoe hierdie atlete en sportmans en vroue in hierdie tyd juis nog steeds doelgerig hulle drome volg. Ek wil sommer vir Tatiana Schoenmaker uitlig, omdat sy 'n vrou is en 'n kind van God is. En hoe sy juis hierdie oomblik waarin sy 'n goue medalje verower op 'n wêreldse platform gebruik om hoop te bring, nie net vir ons land nie, maar vir die wêreld. Maar nie hoop uit haarself uit nie, maar hoop uit 'n plek waar sy Christus ontdek. En waar sy op daardie groot plek, waar sy die geleentheid kry om te staan, op 'n wêreldse platform, die geleentheid gebruik om 'n getuie vir Christus te wees. Daar is baie sulke vroue in ons lewens vandag nog. En nie net vrouens wat op wêreldse platform staan nie, maar ook sommer vrouens hier op grondvlak wat ons lewens inspireer. My ma het hierdie naweek verjaar en my ma is een van daardie vrouens in my eie lewe. 'n Vrou wat doelgerig en passievol lewe. 'n Vrou wat lewe met integriteit, met liefde en wat haar dag opstaan en haar nagse gaan slaap wat baie laat is en haar opstaan wat baie vroeg is. Regtig toegewyd maak vir ander. My ma is een van daai mense wat ons het altyd gespot toe ons tieners was en ons laat nagte uitgebly het en partytjie gehou het saam met die pelle. Was sy die een wat 1 uur in die nag nog op die stoep staan en weet. Jy kon nie eers dink dat jy wou uitslip of dalk weer terugkom laat aand nie, want sy sou jou daar op die stoep vang. Maar dit vertel iets van die tipe mens wat sy is. Sy vat die lewe baie ernstig op en sy is toegewyd om as 'n ma en vandag ook as 'n ouma vir haar kinders en haar kleinkinders hoop in die lewe te bring. 'n Vrou wat toegewyd is aan God en in vertroue in God leef in alles wat sy doen. Dit is vrouens wat hier op grondvlak vir my en jou hoop gee. Ek het sommer hierdie week 'n boek oopgeslaan, 'n ou boek wat gaan oor vrouens van die Bybel. En toe ek hom van my rak af haal, toe besef ek, hierdie is 'n boek van my ouma. En toe ek hom oopmaak,
toe was dit 'n geskenk wat my pa aan sy ma gegee het. En hy skryf daarin dat 'n gelowige vrou vind rustigheid by God. En toe gaan lees ek weer Spreuke 31, wat skryf oor 'n knap vrou. En as ek dit lees, dan dink ek myself, hoe is dit ooit moontlik om hierdie knap vrou te wees? Want so 'n knap vrou is baie meer werd as edelstene, vers 10 Spreuke 31. Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie. Haar hele lewe lank. Sy maak wol en vlas bymekaar en geniet om dit te verwerk. Sy is soos handelsskepe, sy bring kos van ver af in. Sy staan op as dit nog nag is en maak kos vir haar huisgesin. Ook haar slavinne kry hulle deel. Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en koop dit. Sy sit dit onder wingerd met geld wat sy self verdien het. Sy pak die werk aan met krag. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy stel vas of die wins goed is. Haar lamp bly heel nag brand. Sy werk met die spinwiel, haar hande bly besig met die weefstoel. Sy het 'n oop hand vir die armes. Sy is vrygewig teenoor wie behoeftig is. Sy is gerus oor haar huisgesin as dit sneeu. Hulle dra almal warm klere. Sy maak self vir haar dekens en sy dra klere van linne en wol. Haar man is wel bekend by die stadspoort, waar hy saam met die leiers beraadslaag. Sy maak klere en verkoop dit. Sy lewe gordels aan die handelaars. Alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Lui is sy nie. Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar. Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Uiterlike skoonheid hou nie, 'n mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Vriende, 'n vrou wat 'n knap vrou is. Knap vrouens. Hierdie vrouens wat hulle lewe wy aan Christus. Wat hulle lewenswandel in ooreenstemming lei met God se wil. Dit is 'n knap vrou. 'n Knap vrou dien die Here. En in hierdie maand wat ons vroue celebrate, wil ek elkeen van julle uitdaag om 'n vrou in jou lewe uit te sonder, te celebrate. Jou ma, jou ouma, 'n vriendin, jou vrou. Herinner hulle aan die wonderlike taak wat hulle in hierdie lewe het om hoop te wees vir ander. En daar waar julle gaan, erken die vrouens in julle lewe wat vir julle hoop bring. Die hoop wat daar in Christus is. Kom ons bid saam. Ek is 'n vrou. Ek is uniek geskep deur God en 'n plek in hierdie lewe gegee. 'n Ruimte om te mag wees. Die hele wêreld het gewag dat ek gebore moes word. Ek is 'n vrou. God se reis met my
Deur die goeie en die slegte het my voorberei om vry langs ander te mag staan, sonder skaamte en vals onderdanigheid. Ek is 'n vrou. God gee my mense wat my liefhet, my ondersteun en my innooi. Ek ontdek vriende wat betroubaar is en daar is vir my 'n tweede moederhuis. Ek is 'n vrou. God se gees maak my sterk en tree in hierdie krag en ek dra hoop en lewe. Ek kyk die wêreld in die oë en omarm my volle menswees. Ek is 'n vrou. God berei my voor vir iets groter as myself en gee my drome van liefde en billikheid. Ek gee myself hiervoor, maak my hart en arms oop, sodat God nuwe lewe deur my kan skep. Ek is 'n vrou, uniek geskep deur God. Amen. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. And through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. The waves and wind still know His name. And it is well with my soul. It is well
And through it all, my eyes are on you, and it is well with me. It is well, it is well.